Goed, graad 7, so die volgende gedeelte wat ek gaan met julle wil hersien, bou eintlik op na KGV en GGD, maar hierdie 5 woorde, dit wat hulle verteenwoordig is baie belangrik om te weet as agtergrondkennis vir goed soos die KGV en GGD. So, wanneer ons praat van faktore van 'n getal, dan gaan kyk ons na getalle wat kan deel in 'n groter getal in. Goed, so as ons byvoorbeeld werk met die faktore van 36, dan gaan ons gaan kyk na al die kleiner getalle as 36, wat kan indeel in 36 en tog 'n antwoord kan kry. So ek begin gewoonlik kyk na wat maal ek met mekaar om by 36 uit te kom en dan lys ek my faktore so. So byvoorbeeld 1 en 36 word met mekaar gemaal, 2 en 18, 3 en 12, en dan gaan julle sien, obviously gaan my spasie dan nie lekker uitwerk nie, dan veeg ek my uit en ek veeg myself nog 'n bietjie spasie, het gesê dis 12 en 18 en 36, ons kan 4 ook inmaal, 4 maal in 9 keer, dit weet ons, en dan ons middelste enetjie is natuurlik 6, wat met homself vermenigvuldig word, so daai enetjie maal daar, die 2 maal daar, die 4 daar, die 3, ekskuus tog, daar met die 12, die 4 maal hierso met die 9, en die 6 maal met homself, en so lys ek dan in my faktore, sodat ek weet watter getalle alles deelbaar is in 36. Veelvoude is nou weer waar ons basies gaan tel in daai spesifieke getal. So sê nou maar, die veelvoude van 12 gaan wees nou altyd die getal homself, eerste 12, 24, 36, 48, 60. Daar is die eerste 5 veelvoude. So by veelvoude gaan ek elke keer vir jou vra, skryf my die eerste 3, die eerste 4, die eerste 5, maar ons natuurlik oneindigende veelvoude van 'n getal. By faktore gaan ek nooit net vra vir die eerste paar nie, ek gaan wel altyd net 'n getal kies, wat byvoorbeeld net 'n handjie vol het, so ek gaan nou nie die faktore van 380 vra nie, want dit gaan veel te lank vat om dit te lys. Okay? Volgende enetjie is priemgetalle. So priemgetalle is getalle wat net 2 faktore het, en dit is die getal 1 en die getal homself. So as ons gaan kyk na ons priemgetalle, onthou 1 is nie 'n priemgetal nie. Hy is 'n spesiale getal want hy het net 1 faktor. So ons eerste priemgetal is 2, as dit 3, 5, 7, nie 9 nie, maar 11, 13 en so gaan die lysie aan. Goed, en hierdie getal het alles een ding in gemeen. Hy het net een getal in homself. So 2 kan in 2 deel en 1 kan in 2 deel. 3 kan in 3 deel en 1 kan in 3 deel. Dieselfde met 5, met 7, met 11, met 13. En dit is belangrik om te onthou, want ek kan nou hierdie goed begin kombineer, en ek kan vir jou sê, lys vir my die veelvoude byvoorbeeld van 12 wat ook priemgetalle is, of lys vir my die faktore van 36, maar net die faktore wat priemgetalle is, en ons kom later by daai woord uit. Saamgestelde getalle is natuurlik al die ander getalle wat nie priemgetalle is nie, uitsluitlik 1, wat dan nou meer as 2 faktore het, so dis 4, en dis 6, en dis 8, en dis 9, en 10, en so gaan daai lysie aan. Natuurlik ons lysie saamgestelde getalle baie groter as ons lysie priemgetalle. En dan begin ons goed kombineer, so iets soos priemfaktore, en ons gebruik priemfaktore baie, en ons kom later by die metode van priemfaktorisering, hoe jy 'n getal gaan opbreek in sy priemfaktore. So, dis natuurlik die kombinasie priemgetalle en faktore wat ons gekombineer het as priemfaktore, so faktore van die getal wat ook priemgetalle is. En dan kan ons gaan kyk weer na die faktore van 36, ons gaan kyk na die priemfaktore van 36, en ons gaan lys hulle, ons kan eintlik van die lysie bo af werk, so jy gaan werk met 2 en 3, en dis dit is die enigste 2 priemfaktore wat hy het, want al daai ander getalle wat bo gelys is saamgestelde getalle, getalle met meer as net 2 faktore. So hierdie agtergrondinligting graad 7 is
ontsettend belangrik, want volgende napremingsgetalle begin ons met KGV en GGD. KGV, jou kleinste gemene veelvoud, en jou GGD is jou grootste gemene deler, en jou deler is natuurlik ook 'n faktor. So dit is baie belangrik om gou hierdie goedjies weer gou in die boek deur te gaan.